Dit is Woensdag aand, dit is die 9de dag van April. Nou trek ons alweer nog 'n week verder, hier gat ons. Ok, dis Woensdag aand, ons is almal hier by mekaar. Dankie vir almal wat hier is. Ek het vanaand so 'n bietjie van 'n anderste woord wat ek gekry het op 'n baie laat stadium. Maar ek dink dit is 'n woord wat ek dink noodsaaklik is, veral om alles wat ons gepraat het in die laaste paar weke van dit hierdie jaar begin het, in perspektief te sit. En ek dink 'n mens moet perspektief behou. Ek dink as daar een ding is wat 'n mens in die lewe moet hê, is dit perspektief. En baie keer verloor 'n mens perspektief en dit is hoekom mense moedeloos word en dit is hoekom mense in depressie gaan omdat hulle perspektief verloor. En ons is in 'n baie bevoordeelde posisie en ek hoop dit sal uit vanaand se woord uit voortspruit. Maar ons het 'n paar keer nou al in hierdie huiskerk gepraat en terminologie hier rondgegooi en oor dinge gepraat en een van die goeters wat ek nou al baie gesê het, maar baie min oor gepraat het, is God se saligheidsplan. God het 'n saligheidsplan. En nou is my vraag vir almal wat vanaand hier so is. Wie ken God se saligheidsplan? Wie kan vir my sê, wie ken God se saligheidsplan? Ok, alright, ek dink julle ken hom. Ek dink net julle is bang om te antwoord. Sy saligheidsplan, die plan van ons saligheid. Die plan wat God met die mens het met betrekking tot saligheid. Dis 'n baie eenvoudige plan. Dis 'n baie regtig 'n baie eenvoudige plan. En hy is uitgespel in die woord van die Here, uit en uit, net so in sy eenvoudigheid. En dit is miskien nou moet ons net 'n bietjie die perspektief kry waaroor ek gepraat het, om perspektief te kry oor vanaand en wat ek dink die Here se Gees vir ons vanaand wil wys wat baie belangrik is wie stem saam met my? God het die hemel en die aarde gemaak. Almal sê dit. Wie stem saam met my dat lank voordat hierdie grondlegging van die aarde plaasgevind het, lank voordat God die aarde betree het en die see en die grond geskei het en die son en die maan en die sterre gemaak het en lig en duisternis geskei het en die hele skepping wat ons van lees in Genesis gemaak het, het God gaan sit en 'n plan uitgewerk. Wie stem met my daaroor saam? Nog steeds almal of is daar mense wat nou begin twyfel? Stem nog altyd saam. Die Here het 'n plan. Nee. Die beste van alles is daai plan sluit jou in. In die besonder sluit daai plan jou in. Want anderster is die woord van die Here nie die waarheid nie. En ek het die skrifte hier aangehaal en hier is nie baie skrifte nie, vanaand se notas is kort en ek dink die woord gaan ook kort wees, maar ek dink dit gaan 'n baie goeie woord wees in my opinie. Maar Jesaja byvoorbeeld sê voor die grondlegging van die aarde het die Here ons uitgekies. Handelinge 13 kom Paulus en hy sê vir die Jode, julle het die Here verwerp en nou gaan ons na die heidene toe met die woord en die heidene was baie bly en die wie se naam voor die grondlegging van die aarde verordeneer was het tot Christus in die geloof in Christus gekom. Weer 'n keer. Selfs onder die heidene. Voor die grondlegging van die aarde het God 'n plan gehad. En sy plan het nie net ingesluit om 'n aarde te maak nie, sy plan het nie net ingesluit om 'n skepping daar te stel nie, sy plan het ingesluit om die mens te maak. En daarom het hy die mens gemaak. En een van die redes hoekom, of een van die dinge wat hy gesê het, toe hy die mens gemaak het is, ek gaan hom maak na my beeld. Nou het sonde gekom. Sondeval het plaasgevind, mense het in sonde geval, en nou lyk ons nie meer soos God nie. Wie stem saam met my? Nou het ons nie meer God se beeld nie, want ons het geestelik gesterf vanweë die sonde wat ons gepleeg het, en ons is
deel van 'n sondige natuur, ons het 'n sondige natuur. Paulus homself skryf en hy sê, wie sal my verlos van hierdie sondige natuur? Ek is 'n ellendige mens. En dan sê hy, net die Here Jesus Christus kan. Hallo, daar's die sentrale tema van God se saligheidsplan. Maar hoe ingewikkeld is God se saligheidsplan? God se saligheidsplan is absoluut alles behalwe ingewikkeld. God se saligheidsplan is geen mens, en hy sê dit vir Job, en ek het gewonder hoekom staan dit in Job, toe ek die boek Job gelees het, en ek het al baie Job gelees. Maar hy sê op 'n stadium vir Job, hy sê, kan jy jouself red? En dan sê hy, gaan en gaan doen 'n klomp goeders. Hy sê, gaan ontmasker elke geveinsde en elke vals persoon en stel hulle tereg, laat hulle verdiende loon kry vir wat hulle doen. Hy sê, en as jy dit klaar gedoen het met almal van hulle, dan sal ek erken, jy kan jouself red. En nou het ons laasweek gepraat, en ek het laasweek 'n ding gesê, een van die grootste probleme wat ons het is, weet jy wat, dit is vir ons verskriklik moeilik om te ontmasker wie's vals en wie's eg. Dit is vir ons verskriklik moeilik om na iemand wat soos oorlede Eugene Terblanche kon praat om te sê, yes, like, is daai nou 'n gesalfde woord of is dit 'n vals woord? Jy weet, het ek te doen met 'n dwaallering hier, wyk ons af van die waarheid van die woord ensovoorts. Ons het juis nou gepraat oor gedagtes en alles wat daarmee gepaard gaan, vernuwe ons gedagtes en ons moet ons gedagtes gevange neem ensovoorts, deur dit in die waarheid en in die woord in te trek en daaraan te meet. En nou sê ek vanaand vir ons, die onderskeid baie keer is vreeslik moeilik, om te kan sê, okay, maar weet jy wat, yes, hierdie is die egte ding, hierdie is die regte ding. Want baie keer is die duiwel so geslepe, en moenie vergeet nie, hy bly ons vyand van die begin af, dat hy die egte en die ware so naby aan mekaar kry, dat 'n mens sukkel om te onderskei. En nou kom die woord van die Here en hy sê vir ons, weet jy wat, God het hierdie goeders alles gemaak van die begin af. En God het dit nie gemaak en toe kom daar 'n flaw en toe moet die Here kom en sy flaw regmaak nie. God het dit gemaak soos wat dit gebeur het, want hy het dit so beplan. Die mens het nie in sonde verval omdat die mens swak was en omdat dit nie binne in God se plan was nie. O nee, dit was baie binne in slap bang in die middel van God se plan. Dat dinge moes gewees het soos wat dit gewees het. Ek het eendag hier in die huiskerk die vraag gevra, hoekom het die Here die boom van kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden gesit? Omdat hy wou gehad het die mense met sondig, nee. Hy wou nie gehad die mense met sondig nie. Hy sou sekerlik wou gehad het die mense met 'n opregtheid lewe, maar in sy alwys het hy geweet die mens gaan sondig. En dan gaan dit om 'n breek aan die heerlikheid van God, en dan gaan ek 'n saligheidsplan hê wat vir ewig saligheid gaan bewerk, sonder 'n swempie van teenspraak. En dis hoekom ek nou vanaand, ek praat nou net en ek gaan, dis net 2 en 6. Ek wil net praat oor die saligheidsplan van God. Weet ons wat dit behels? Weet jy wat dit behels? Dit behels net een ding. Geen mens kan homself red nie. Dis hoekom ek nou na Job verwys het. Geen mens kan homself red nie. Selfs Job, wat so vroom was, dat God tot by die duiwel met hom gespog het en gesê het jy gelet op hoe goed en hoe vroom daai ou is. Daar is nie nog so 'n mens se gelyke op die aarde nie. En selfs daai mens kan nie homself red nie. Met al sy vroomheid, met al sy goed, kom God en sê vir hom, ek sal erken dat jy jouself kan red, as jy een klein ding kan doen, en dit is om die egte van die vals te kan onderskei. Want dis baie keer waar ons probleem lê. Nee, yes, like, alles kom so goed oor, hierdie ou kom so wonderlik oor, hierdie vrou kom so opreg oor, en ons het vandag, het ek en Janiek gepraat oor iets en gesê, weet jy wat, as iemand vreeslik vriendelik is met jou, dan moet jy eers versigtig wees, want dan weet jy nie of hierdie vriendskaplike aanslag waarmee hierdie ou of hierdie vrou kom, dalk
onderliggende agenda het nie. En die saligheidsplan is simpel. Die saligheidsplan is, God het gesê, ek gaan my seun stuur om vir die mense se sonde te sterwe. Want ek weet ek kan hom vertrou. En hy sal nie in sonde val nie. En hy sal nie die foute maak wat die mense gemaak het nie. En hy sal doen waarvoor ek hom gestuur het. Daarom het Christus aan die kruis toe hy sterf en sy laaste asem uitblaas gesê, dit is volbring. Ek het dit reg gekry. Ek het gedoen wat my Vader my voorgestuur het. En dit was om vir ons te kom sterf. En toe die groote God wat hemel en aarde gemaak het, sy saligheidsplan, hierdie stukkie waarheid aangeneem, en dit is, as iemand in hom glo, in my seun glo, in Jesus Christus glo, dat hy die enigste weg tot saligheid is, dat hy die enigste verlosser is, dat hy die enigste redder is. Daar is nie 'n ander manier om salig te word en met God versoen te word, behalwe deur Jesus Christus nie. Dis hoe eenvoudig is wat sy plan is. En aan almal wat hom aangeneem het hy gesê, okay, hulle word my uitverkorenes, hulle word my kinders. Ek sal hulle my kinders maak, as hulle saam met hom in die dood sterf, en saam met hom vereenselwig word, en hulle in Christus lewe, in my seun leef, en hulle hom aangeneem het, as hulle enigste verlosser is. Jy glo, ons het gepraat oor goddelike geloof, toe so gepraat het oor die laaste paar weke. As jy glo, dat daar is net een manier om gered te word, en dit is deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, en opgewek is, en op die derde dag opgestaan het uit die doodheid, en nou sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir een en elkeen van ons 'n inspraak is, en 'n voorspraak is. As ek dit glo, dan is ek deel van sy saligheidsplan. Dan word ek deur sy saligheidsplan een van sy uitverkorenes. I become one of his chosen. Dis wat hy sê. Hoor wat sê Handelinge 16:30. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dis nou die ou wat vir Paulus sê, wat moet ek doen om gered te word? En hy, dis die bewaarder. En hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Romeine 10:13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie in hom geglo het nie? En hoe kan hulle in hom geglo het as hulle nie van hom gehoor het nie? En hoe kan hulle van hom gehoor het as dan iemand is wat gespreek het nie? Iemand moes die woord van die evangelie gebring het, en dit moes die geloof opgewek het in Christus, en dan glo hulle in hom, en dan word hulle gered, en dan het hulle die saligheidsplan deelagtig geword. Dan is ons deel van die saligheid wat Christus vir ons bewerk. Dis 'n simpel plan. Dis 'n eenvoudige plan. Dis 'n onfeilbare plan, want Jesus kan nie gefeil het nie. Hy's onfeilbaar. Die woord van God kan nooit feil nie. Nee. Die woord van die Here sê vir ons, geen van die woorde van die Here sal ooit na hom toeledig terugkeer nie, maar sal doen waarvoor dit gestuur is. God se woord feil nooit, en Christus is die woord. Hy kan nie faal nie. So ons het 'n onfeilbare saligheidsplan. Simpel, punt nommer 1. Punt nommer 2, wat maak dit my? Dit maak my 'n uitverkorene as ek glo. Want dan is ek uitverkies. Maar ek gaan nie net sommer kom en glo en sê, okay, ek glo nie. Want ek het nou net vir julle gelees, ek het nie hierdie Romeinse versie, of hierdie versie in Romeinse versie, in Romeine aangehaal vir dowe neute nie. Hoe kan ek glo as ek nie gehoor het nie? As ek die woord van die Here gehoor het, en ek het die evangelie gehoor, en ek het die boodskappe gehoor wat ons al in hierdie huiskerk gespreek het, in ons besef, Jesus Christus, is die saligheidsplan. Daar is nie 'n ander manier om salig te word en voor die Here te kom as behalwe deur hom nie. En as ek die saligheid van God deelagtig word deur Jesus Christus, dan maak dit my 'n besonderse mens. En dis waaroor ek vanaand wil praat. Dit maak my sy uitverkorene. Net soos wat hy, en dan kom hy, en nou wonder 'n mens baie keer, en wie het nou hieroor gewonder? Kom ons dan nou, vanaand het ons nou 'n deelnemende gesprek.
Wie het al gewonder hoekom is wat in die Ou Testament geskryf is, in die Ou Testament geskryf, en hoekom is dit deel van die Bybel, en hoekom moet ons dit lees? Ek het al baie oor dit gewonder, want daar is baie dele in die Ou Testament, en wonder ek, kom staan hierdie in die Bybel? Jy lees van aaklige goeters in die Ou Testament, jy lees van wrede goeters in die Ou Testament, jy lees van skrikwekkende goeters in die Ou Testament, en jy lees van wonderlike goeters in die Ou Testament, maar meeste van alles is, leer jy in die Ou Testament, deur al hierdie verskriklike skrikwekkende goed, nee, leer jy hoe hanteer God se uitverkorenes. Want dis wat hy met Israel gedoen het. Hy kom en hy sê vir hulle, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek het Israel uitverkies. Nie hieroor of daaroor nie, omdat ek wou. Nou onthou julle, net voor Desember se toemaak wat ons op vakansie gegaan het ek 'n vraag in hierdie huiskerk gevra. Hoekom het die Here Jesus en God die Vader en die Heilige Gees jou lief? Of jou lief? En die antwoord was eenvoudig, omdat hy wou. Dit was sy wil. Hy het in sy wil besluit, ek wil vir daai persoon lief wees, ek wil vir daai persoon 'n God wees. Hy sê dit vir Israel. Hy kom by Israel en hy sê vir Israel, en ek spring nou baie ver, julle kan maar in die notas kyk, maar hy kom in Numeri, in Numeri nie, ekskuus, ek net by die regte versie kom. Hy kom by, in Deuteronomium 7 vers 9, en hy sê, julle moet dan weet dat die Here julle God is. Kom ons begin by Deuteronomium 7 vers 7, dis eintlik die regte versie. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad, en julle uitverkies. Hy praat hier met Israel. En hy sê, nie omdat julle meer was as die ander nie, nie omdat julle special was nie, nie omdat julle wonderlik was nie, maar juis omdat julle die geringste van al die volke was. God se verkiesing werk baie snaakser as wat ons dink. God soek nie die braaitbootjies nie. Nie noodwendig nie. God soek nie die beste en die slimste en die mees bekwaamste nie. God sê, ek besluit wie ek uitverkies. En dan kies ek wie ek kies. En hy het 'n hardnekkige volk gekies. Hy het 'n volk gekies wat soveel keer hulle rug op hom gedraai het, dat ek wonder waar God se geduld vandaan kom. Hy het vir hulle hoeveel keer gesê, julle het my by die Meriba waters, het julle my beproef, julle het my getart. Toe hulle kom en hulle sê, ons het nie vleis om te eet nie, en ons ken die stukkie hoe die Here toe vir hulle vleis gegee het, en hulle skoon naar geword het, daarvan party van hulle dood gegaan, van te veel vleis wat hulle geëet het, toe hulle vir die eerste keer kwartels kry om te eet. God het by meer as een geleentheid so woedend vir hierdie volk geword, wat hy uitverkies het. Nou hallo, hoekom is ek uitverkies? Is ek uitverkies? Kom ons begin by daai vraag. Nou vra ek jou, Janique, hoe weet jy is uitverkies? Ek weet nie die verkiesing werk nie, want op een oomblik hoor jy nee, dit is die volk van God en die stam van Juda en dan hierdie en dan Nee, dis vir jou gegee as 'n voorbeeld. Hoe ek weet ek uitverkies is eenvoudig, en Neil het actually vir jou die vraag gevra wat daarmee gepaard gaan. Maar hoe weet ek is uitverkies? Want God het my na Christus toe getrek. Die woord van die Here sê, en niemand kom na Christus nie, Johannes 6:44. Niemand kom na my toe nie, Jesus self is aan die woord, hy sê, niemand kom na my toe nie, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. God het 'n raadsplan. Ek het dit nou net uitgespel. Hy het 'n saligheidsplan, hy het 'n plan vir die hele wêreld, hy het 'n plan vir die skepping, hy het 'n plan vir die aarde, hy het 'n plan vir die duiwel, hy het 'n plan vir die anti-kris, hy het 'n plan vir die magte van die hel, en hy het 'n plan vir jou, en hy het 'n plan vir my. En sy plan vir my is, maar ek sal André stryd om na my seun toe trek. En ek sal hom kry om in my seun te glo.
Ek sal my woord vir hom gee en dit sal in sy hart vaslaan. En as hy glo dat Jesus Christus die enigste saligmaker is, dan is hy my uitverkorene. Want dan het hy die toets geslaag om uitverkies te wees. Onthou julle die versie wat ek hier vir julle gegee het? Ek het hom toevallig gaan haal en hom weer kom aanhaal, né? Dis die ene wat sê Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Daar so is 'n kruks. Ek gaan nou terugkom na daai en toe onthou daar, aan gelykse vorm aan die been verbeeld van sy seun. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie. Right? So God het alles, God die Vader het alles beplan. En toe het hy my na Christus toe getrek. En ek het 'n keuse gehad. Hy het vir my 'n vrye wil gegee. Ek kon Jesus Christus aanneem, of ek kon Jesus Christus verwerp. En omdat ek Jesus Christus aangeneem het as my saligmaker, en ek glo, daar's geen ander manier tot saligheid behalwe deur Jesus Christus nie, sê hy, jy is my uitverkorene. You are my chosen. Ek het jou uitverkies, omdat jy in my seun geglo het. Né? Die kruks van die saak is, daar's 'n rede hoekom hy vir ons in die Ou Testament alles vertel van hoe sy uitverkore volk opgetree het, en hoe hy teenoor hulle opgetree het. En dan sien ons genade, boop genade, boop genade, boop genade. Al verbrand hulle kindertjies vir ander afgode, al doen hulle wat, het God maar nog steeds in sy genade gekom en gesê, as julle tot my bekeer, sal ek julle gaan haal waarheen ek julle verdryf het, ek sal julle terugbring, en ek sal julle weer in die land inbring wat ek aan julle voorvaders beloof het, en ek sal aan julle goed doen. En dit is die belofte. Weet, ons is nou in 'n kerk waar Pastor François nou daarvan hou om elke Sondag, as hy onthou, en dit gelukkig doen hy dit meeste van die tyd, om aan die einde van die diens te sê, okay, maar kom ons spreek net die seën uit. Watter seën? Die seën wat neergeskryf is in Numeri 6. Want God kom en hy stel 'n hoëpriester aan. Hallo. God het in ons geval geestelik ook 'n hoëpriester aangestel. Sy naam is Jesus Christus. Hy is ons hoëpriester. Hy is in die hemel by die Vader aan sy regterhand. Maar toe hy Aaron aanstel, toe sê hy vir Aaron, toe sê hy, so moet jy my uitverkorenes bless. So moet jy hulle seën. En toe kom hy in Numeri en hy spreek hierdie seën uit. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die Here sal jou gebede verhoor. God wil aan sy uitverkorenes goed doen. Die vraag is net, besef ek dat ek sy uitverkorene is? Die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het, het ek in 'n baie spesiale klas ingekom, en dit is die klas wat kan sê, maar weet jy wat? God het my uitverkies, omdat ek in sy seun glo. En omdat ek in sy seun glo, wil hy sy seun oor my gebied. Daarom sê Galasiërs 3 vers 28, ons is nou geestelik die nageslag van Abraham, en al die seëninge wat oor hulle uitgespreek is, kom ons nou toe. Al die beloftes, kom ons nou toe. Nee. So daar's 'n baie spesiale doel oor hoekom ek vanaand oor hierdie ding wil praat, want as ek die eenvoudige saligheidsplan van God verstaan, wat so eenvoudig is, dat Jesus self sê, wie wat, as julle hierdie goeders nie vat, soos wat hierdie kindertjies hulle vat nie, dan gaan die genade van God in die koninkryk by julle verbygaan. Dit is so eenvoudig, dit is maklik vir 'n kind om te begryp, dat weet jy wat, Jesus Christus is alles waaroor dit gaan. Hy het gekom, hy het gesterf, hy het sy lewe neergelê, hy het sy lewe weer opgelê, hy sê, niemand het my lewe by my geneem nie, ek het dit vrywillig neergelê, hy sê, ek het dit weer opgeneem. God die Vader het hom opgewek deur die Heilige Gees, en hy het opgestaan op die 3de dag, en hy is vandag aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons intree, waar hy vir ons 'n voorspraak is. Maar hy het vir sy disippels gesê,
As jy na Johannes gaan kyk, net voordat hy gearresteer is, het hy vir hulle gesê, ek wil julle gou net een troos gee. Ek los julle nie alleen agter nie. Ek gaan nie van julle af weg. Ek wil nie julle met hartseer wees omdat ek nou weggaan en dat julle wonder, maar hoe lank gaan ek nou wegbly nie? Ek los julle nie alleen nie. Ek het 'n plan. My Vader het 'n plan. En dis die plan waaroor ek vanaand wil praat. Sy plan is dat ek sy uitverkorene moet wees, dat ek Christus moet aangeneem het en daardeur uitverkies kan wees om Christus en God se uitverkorene te wees. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Kyk, plan. God het voor die grondlegging van die aarde 'n plan gehad en hy bly by sy plan en niks gaan hom van sy plan laat afsien nie. En hy het ons in Christus uitverkies om deel te wees van hierdie plan. So hallo. Elke een van ons wat hier so sit, het hy uitverkies met 'n spesifieke rede. Ek dink ek is uitverkies omdat ek so mooi is. Nee. Nee, alles behalwe. Okay. Dit gaan nie oor enigiets. Jesus, Jesus nie, God sê vir Samuel, toe hy vir hom stuur om koning Dawid te gaan salf, toe sê hy vir hom, luister jy so wil, onthou net, jy kyk nie soos wat ek kyk nie. Jy kyk na die uiterlike. Jy kyk na die gestalte, jy kyk na die grootheid en die postuur en al daai dinge. Ek kyk na die hart. Ek kyk na die gesindheid. Ek kyk wat gaan binne in daai mens aan. En daarom was Dawid 'n man na sy hart, want Dawid het hom nooit gefaal in sy onwrikbare geloof in God nie. Ja, hy was 'n mens, hy het sonde gehad. Hy het in sonde geval. Maar hy het geweet as ek in sonde geval het, ek het 'n genadige Vader na wie toe ek kan gaan, wat my sal vergewe en my weer sal herstel en my sit waar ek behoort te wees. En dis presies wat met Dawid gebeur het. God het Dawid elke keer geseën en sy nageslag geseën tot in alle ewigheid en gesê dat selfs uit die Juda stam sal die verlosser kom. Jesus Christus, wat die kernpunt is van die saligheidsplan waarvan ek nou gepraat het. Hierdie eenvoudige plan. 'n Eenvoudige plan wat sê, daar's 'n verlosser. En daai verlosser doen alles. Hy het die volmaakte werk gedoen. Wat ek nodig het om te doen, is om een met daai verlosser te word en so onwrikbaar in hom te glo dat hy die een is wat vir my deur sy saligheid en deur sy kruisdood die saligheid bewerk het, né? Dat dit by my so vas staan dat niks my daarvan sal al wegvat nie. Ongelukkig spreek Jesus self nogal 'n twyfel daaroor uit en ek gaan nou daarby kom. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 5. Nadat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na sy welbehae en sy wil. So is nie omdat ek mooi is nie, dis nie omdat ek bekwam is nie, dit is na sy welbehae. Hy het besluit, in my welbehae sal ek ontsettend oneindig ewiglik met 'n goddelike liefde wat die mens nie eers kan begryp nie, lief wees vir hulle wat my seun aanneem. En glo onwrikbaar in hom dat hy die verlosser is wat almal se saligheid bewerk. Dis wie hy uitverkies. Almal wat dit doen. Want deur geloof kom ek tot uitverkiesing in Christus. Want deur in Christus te glo, raak ek hierdie dinge deelagtig. Julle kan my notas lees, is kernagtig en op die punt af. Né? Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur geloof. Deur te glo in Jesus Christus, het die genade my deel geword. Nee, Galasiërs 3:26, want ons is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. 27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Nou, ek wil net gou 'n oomblik daar stop. As jy nou in die dag werk en jy het 'n overall aan,
En jy kom nou by die huis en jy het nou 'n funksie en jy spring deur 'n bad. En jy trek 'n pak klere aan want jy gaan nou na 'n do toe. Waar is die overall? In die mandjie. Hy is weg van jou af, jy het niks meer met hom te doen nie. Jy's heeltemal anders geklee, jy lyk anderster, jy is anderster, want jy het van daai ontslaag geraak, jy het van die filthy rags ontslaag geraak, en jy het hierdie aangetrek wat jy nou aan het. Dis presies wat daai skrif in die Griek sê. Hy sê, ek het die ou mens uitgetrek, en ek het hom, hy's nie eers meer by my nie, hy's weg. Daai is weg. Ek het hom met al sy sondige begeerlikhede, het ek uitgetrek soos wat ek klere uittrek en in 'n wasgoedmandjie gooi. En ek het aangetrek die Here Jesus Christus, sy karaktereienskappe, sy geaardheid, sy gesindheid, het ek aangetrek. Dis die kleed waarmee ek nou beklee is. En nou is ek in God, in Christus, deur God uitverkies. Hoekom? Okay, hier is 'n vraag. Daar sê, dankie Johan Jesu, hierdie ou is wakker vanaand. So hy sit nie verniet hier so by my op die voorste gestoeltes nie. Weet jy wat? In die saligheidsplan van God het hy gesê, weet jy wat? Ek het die mens gemaak na my beeld. Onthou jy, ek het vir julle gesê, na sy beeltenis, en toe ek net nou daai versie lees wat sê, na die volle gestalte van Christus, sê ek, hier kom 'n kruks, ek kom terug hiernatoe. Ons het die beeld van God verloor deur sonde, wat deur Adam en Eva in die wêreld ingebring is, en so vermenigvuldig het, en so erg geword het, dat die Here so spyt geraak het, dat hy die mens gemaak het, dat hy 'n vloed gestuur het in Noag se tyd, en almal doodgemaak het, behalwe Noag en sy 8 mense wat saam met hom in die ark was, en die diere wat hy gered het ook in die ark. Nee, want God het 'n liefde vir diere. Hy kon nuwe diere gemaak het, maar hy het die wat hy gemaak het, 'n paar in die ark laat ingaan. Was seker nie 'n baie maklike taak vir Noag om agter al daai ouens te kyk terwyl hulle daar op die water rondgedobber het nie, maar God was so spyt uit die mens gemaak dat hy almal vernietig het behalwe daai klompie. En toe gaan van daai klompie mense af en hulle vermeerder en hulle vul weer die aarde. Dat hulle so verskriklik begin sondig en te kere gaan dat God na stede kyk waar dit hoogtyd vier en sê, maar ek sal hierdie stad verwoes. Kyk vir Sodom, kyk vir Gomorra, lees die Bybel. Kyk vir Ninive, hy wil Ninive verwoes het. Toe stuur hy vir Jona en hy sê, gaan sê vir hierdie stad, ek gaan hulle verwoes. Maar ek gee hulle hierdie waarskuwing, as hulle tot my bekeer, sal ek dit nie doen nie. Want daar is nie net hulle nie, daar is 'n paar gelowiges en daar is ook diere. Weer 'n keer sê God, en daar's diere. Toe hy vir Jona na Ninive toe gestuur het. God is 'n God van genade en hy wil nie verdelg nie, maar hy het stede vernietig, hy het stede verwoes. Hy haat die sonde. En nou kom die woord van die Here en hy sê vir ons, nou in die laaste dae waarin ons nou leef, gaan die sonde weer so erg wees, soos in die dae van Noag. En dit gaan net so erg wees soos in die dae van Lot. En dan gaan God kom en dan gaan hy finaal hierdie aarde verdelg. En ons lees daai hele storie in Daniël en in Sagaria en in Esegiel en in Openbaring. En ons het 'n prentjie en ons weet waarheen gaan alles en ons weet waar gaan dit eindig. We know the end of the story. Ons het Sondag 'n koortjie gesing. We know how this story end. Ons weet hoe hierdie storie eindig. God het vir ons Openbaring gegee. Dis gaan nie baie lekker wees vir 'n klomp mense nie, en dit gaan ook nie baie lekker wees vir die duiwel en sy engele en vir die anti-kris nie, maar vir hulle wat uitverkies is, gaan dit fantasties wees. Want hy berei ons voor vir wat? Nog 'n ou wat wakker is. Want ons gaan in sy koninkryk aktief wees. Ons gaan nie nou op 'n bedjie lê en druiwekorreltjies van 'n tros afpluk en lê en vakansie hou nie. Ons gaan in God se koninkryk aktief wees.
Hoekom dink jy vertel Jesus die gelykenis deur te sê, oor weinig was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel? Daar's aanstellings, daar's loon, daar's dinge wat gaan gebeur in God se koninkryk wat kom. En ons gaan deel daarvan wees as ons uitverkore is. Want dit is waarvoor hy die uitverkorenes uitkies, om deel te wees van sy koninkryk. Maar dis nie waar dit eindig nie. Dis regtig nie waar dit eindig nie. Dit word baie lekker, want hy kom en dan sê hy, okay, ek het net hier een vraag hierso geskryf, want ek het baie haastig hierdie woord gekry. Hoekom is ek uitverkies? Jesus, ek weet nie, maar ek is baie bly ek is. Kom ek sê dit. Ek weet nie hoekom die Here in sy groot genade na my kyk nie. Ek meen, ek ken nie eers al my foute soos wat God my foute ken nie, en as ek na myself kyk, dan dink ek by myself, ek is nie waardig nie. Nee. Ek is nie waardig nie, maar Christus is waardig. En Christus het deur sy afsterwe en deur sy soendood aan die kruis, het hy my waardig verklaar in hom. Nee? Ek het geen geregtigheid nie, ek het nie eers eie geregtigheid nie. Al wat ek het is, ek het die geregtigheid van Christus wat vir my in God is. God het vir my gesê, in Jesus Christus is jy geregtig, is jy my geregtigheid. En dit gee hy vir my, hoekom? Omdat ek een van die uitverkorenes is, en ek wil hê julle met hierdie ding baie mooi verstaan. God het nie gegaan sit aan die begin, en gesê, enie, mini, mini, mou, hierdie ene gaan, hierdie ene gaan, hierdie ene gaan, hierdie ene gaan, in liekraak gepiek, en nou het dit maar uitgespeel op die aarde, nadat die skepping tot stand gekom het, nee. God het gesê, my saligheidsplan, pivot rondom my seun, Jesus Christus. En as jy hom aangeneem het, is jy alles, en as jy hom verwerp, ken ek jou nie. Daarom sê hy, ouens gaan na hom te kom en sê, ons het wondere in jou naam gedoen, ons het duiwels uitgedryf, en siekes gesond gemaak, en hy gaan sê, ken julle nie. Hoekom nie? Want hulle het nie Christus werklik aangeneem, as hulle enigste hoop op saligheid nie. Daarom kry jy mense wat dink, okay, ek is nie heeltemal seker nie, miskien is dit my goeie werke wat my gaan red, miskien is dit omdat ek so baie dinge vir die armes doen, en vir die kerk doen, en vir evangelisasie doen, en vir dit doen, en werklik waar ek dink ek is 'n goeie mens. Daar is ongelukkig baie goeie mense wat dit nie gaan maak nie, want net die ouens wat Christus aangeneem het, gaan dit maak. As ek nie besef dat wat ek doen ek nou uit liefde, omdat hy my uitverkies het nie, dan mis ek die punt. My goeie werke is die vrugte wat voortspruit, omdat ek tot geloof gekom het in Christus wat gesê het, ek het jou uit hierdie wêreld uitgeruk. Ek het jou letterlik uitgeruk uit die koninkryk van die duisternis, en ek het jou oorgeplant in die koninkryk van die lig. Ek het jou gevat uit die diepste moddersluike van die wêreld, en ek het jou geplant op die rots Jesus Christus. Jy is myne, jy behoort aan my. Nou dink jy nou, terwyl ons hier op aarde is, Dani, terwyl ek so eye contact met jou het nou, dink jy dit beteken vir ons niks op hierdie stadium van die geveg nie, behalwe dat ons eendag gaan in die koninkryk 'n job hê, of vir die Here iets in sy koninkryk beteken? Kyk op 'n hands-on antwoord, sal ek sê, weet jy wat, kyk, die Here kies vir hom persone, ons sal ek sê pionne, wat hy gebruik om mense vir hom, kom ons sê siele vir hom te wen. En so baie mense kan nie iets praat of sê nie, dan soos ek kan nie al voor op 'n preekstoel gaan staan en sê mense, kom ons maak so en ek gee vir almal woord nie. So kom 'n volgende spreker en jy gaan staan daar by die op die dag ter die kansel en jy gee al die woord. So gebruik die Here die mense om mense te gaan verwerf. Dis die doel, né? Christus het ons uitverkies vir 'n doel. Ek stem met jou saam. Dis die doel. Maar wat beteken die uitverkiesing vir jou nou?
Wat beteken dit dat jy 'n kind van die Here is nou? Wat beteken dit dat hy sê, maar weet jy wat, omdat jy my seun aangeneem het, dat ek jou uitverkies? Wat beteken dit vir jou nou? In hierdie lewe, hier waar ons vandag sit, met al sy moeite en sy swaar kry en goeders waaroor pastoor Burger gepraat het van die sorge van die lewe wat kom, waardeur volharding gekweek word en al daai goeders, dis pragtig, is wonderlik, maar wat beteken die uitverkiesing vir my vandag? Dis waarby ek wil uitkom, wat beteken dit vir my? En ek gaan vir jou nou sê wat dit beteken, want verlossing. Dis soos wat Martha gesê het, toe Jesus vir haar sê, ek is die opstanding, toe sê, ja Here, ons gaan almal eendag opstaan. Nee, wat beteken dit nou? Vandag. Wat beteken dit dat jy God ken nou vandag? Dis die vraag. Kom ek vertel vir jou wat dit beteken. Dit beteken dat daai seën wat ek net nou gelees het, het ek nie om dominee gelees nie. Die seën van Numeri 6 is 'n werklikheid. Dis wat God aan ons wil doen. God wil sy aangesig oor jou laat skyn. God wil na jou kyk met welbehaag. God wil na jou kyk en sê, yes, dis my kind. God wil aan jou goed doen. God se planne vir jou is planne van voorspoed, nie wanneer eendag in die hemel nie, nou. Nee. Hoor wat sê hierdie, julle ken almal Romeine 8:28, wat ons almal uit ons kop uit kan sê, en dit is dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat Christus lief het, nee, hulle wat na sy welbehaag, of wat na sy welbehaag, nee, geroep is, nee, uitverkies is. Alles werk ten goeie mee, alles op hierdie aarde waardeur ons gaan, werk ten goeie mee, hoekom? Omdat God ons uitgekies het, omdat God ons in sy welbehaag gekies het, omdat ons geloof in Christus gesit het en sy seun gesit het. Dis wat dit is wat Romeine 8:28 sê. Nee? Maar hier kom vir my die kern van die saak, Lukas 18 vers 7. Wil hê julle met hierdie versie baie mooi verstaan. Hy sê, hy vertel, kom ek gee net die agtergrond, kom ek sit net hierdie stukkie in konteks. Jesus kom by sy disippels en hy sê vir hulle, hoor hierso, ek sien julle raak baie maklik moedeloos. Kom ek vertel vir julle gou-gou 'n storieetjie, dat julle nie kan moedeloos word nie. En toe begin hy en hy vertel vir hulle 'n storie van 'n onregverdige regter. En hy sê vir hulle in Lukas, is dit Lukas 8? Ja, Lukas 18, Lukas 18. Hy sê vir hulle in Lukas 18, hy sê, daar's hierdie onregverdige regter. En hierdie vrou gaan na hierdie onregverdige regter toe met 'n saak, en elke keer wys hy al weg. En hy luister nie na nie. En naderhand sê hy, yes, hierdie vrou hou so aan. Ek beter aan haar goed doen. En gou ook, anders gaan sy dalk kom in my gesig kom slaan, sê die ou vertaling. Nee. En dan kom hy by die kruks van hierdie stukkie, en dan kom hy by vers 7, en dan sê hy, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes? Hallo, hier is die woord van die aand. Sy uitverkorenes, die wat hy uitgekies het. Wie het hy uitgekies? Die wat in sy seun glo. Dis eenvoudig. Wat dag en nag tot hom roep nie. Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Nou oké, wat beteken lankmoedig? Lankmoedig beteken, hy talm 'n bietjie. En nou kom pastoor Burger se preek vir my pragtig mooi hierin. Want deur die swaar kry en die talm van God wat hy sê, oké, ek hou 'n bietjie terug, maar ek gaan goed doen aan hierdie kind van my. Kweek ek volharding in sy geloof, leer ek hom vas te byt en onwrikbaar in my te glo, en ek sal hom nie teleurstel nie, want hy sit sy vertroue in my. Dis wat die Here wil sien, dis wat die Here wil toets, dis wat die Here wil hê. En dis die tipe van mense wat hy wil gebruik nou op aarde. Hy het jou nie gekies omdat jy sekere kwaliteite het nie. Jy het nou dit mooi opgesom Dani toe jy gesê het. Jy kan nou nie so baie mooi praat soos ander ouens nie. Jy kan iets anders te doen, maar hulle kan mooi praat, hulle kan artikuleer, hulle kan hulle self duidelik uitspreek, hulle kan allerlei goeders doen.
Maar God het jou gemaak, en dit was 'n versie al van 3 of 4 weke terug, né? Wat was daai versie? Hy sê die volgende, hy sê, God het ons dan gemaak wat ons nou is. Nou is, dis wat hy ons gemaak het. Hoekom? Om goed te doen, ooreenkomstig dit wat hy voor die grondlegging van die aarde bepaal het vir ons om te doen. Dan kom ons weer by die saligheidsplan voor die grondlegging van die aarde. God bly by sy plan. Hy wyk nie links of reg as van sy plan af nie. En nou kom hy in hierdie plan en hy sê, maar ek het in hierdie plan een ding besluit, en dit is, ek wil aan hierdie ouens wat by my bly en wat in my seun is, wil ek goed doen. En gou ook. Daai versie sê, net in die volgende versie 8, hy sê, en ek sê vir julle, hy sal gou aan hulle reg doen. En dan spreek hy 'n ding uit, wat my gemaak wonder het. Hy sê, maar sal die seun, hoofletter, Jesus Christus, as hy kom, wel die geloof op aarde kry. Wie wat bedoel hy daarmee? Die geloof dat Jesus Christus die enigste redder is. Wat is besig om in die wêreld te gebeur op die oomblik? Daar word gesê deur ouens soos predikers wat afwyk van die skrif af, die slim groot ouens wat kerke het, mega kerke het van duisende mense, wat sê, ag nee wat, Jesus Christus is nie die enigste weg tot die Here toe nie. Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê nee, Jesus Christus is nie die enigste weg nie. Hierdie woord sê vir my, jy's nie uitverkies om 'n kind van God te wees as jy Christus verwerp nie. As jy nie glo dat hy die enigste saligheidsplan is nie, dat hy die enigste saligmaker is nie, dat hy die enigste redder is nie, en dat hy jou red. En waarvan red hy jou? Waarvan wil hy jou herstel? Daai red waarvan hy daar praat, ek het nou nie daai Grieks aangehaal nie, ek moes dit eintlik aangehaal het. Daai Griekse woord wat daar gebruik het, beteken vindicate, om jou heeltemal tot herstel te bring. Herstel in wat? Herstel in waarvan sonde jou beroof het. Waarvan het sonde ons beroof? Nie net die woord nie, hy het ons beroof van die beeld van God. Want God het ons gemaak na sy beeld. Nee. Nou wat sê daai ander versie wat ek net nou gesê het, ons kom terug na. Wat gebeur in Jesus Christus? Ek het net te veel in die versie gelees. Wat ons terugbring na die volle gestalte van sy seun. Nee. Ek het nie net te veel gelees nie. Nee? Dink ek het net gou vir ons lees. Romeine 8:29, want die wat hy van tevore gekies het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En hoe lyk Jesus? Net soos die pa. Net soos die pa. Like father, like son. Die appel val hier nie ver van die boom af nie. As jy Jesus gesien het, het jy die Vader gesien. Hy sê vir sy disippels, julle sê, toon my die Vader, maar ek is so lankal al by julle, en julle sê, toon my die Vader. As julle my gesien het julle die Vader gesien. Na wie se beeld toe word ons herstel? Deur Jesus Christus. Na die Vader se beeld. Ons gaan terug, waar al hierdie goeders uit die pad uitgevat word. En daarom is ons deel van sy koninkryk, en daarom is ons deel van sy gesin, en daarom gaan ons eendag in sy huis bly, en ons gaan sy kinders wees, maar intussen het hy gesê, maar ek sal aan julle goed doen, en ek sal dit baie vinnig doen, ek sal dit gou ook doen. Al wat jy moet doen is, trek weg, trek hy skouers terug, staan op en sê, weet jy wat, ek is 'n uitverkorene van die Here. Kyk na die Jode vandag. Baie van die Jode wat nog nie eers in Christus glo nie, wat nog nie tot geloof in Christus gekom het nie. Kyk na mense wat hulle self Jode noem. Né? Daar is baie van hulle waarvan die Bybel praat van ouens wat hulle voordoen as Jode, terwyl hulle dit nie is nie, sê die skrif. Né? En dan kry jy hierdie mense wat sê, nee, maar ons is Jode. Ons moet die Sabbat gehoorsaam en ons moet al hierdie dinge doen en nee?
Weet jy wat, ek het nie nodig om dit te doen nie. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Al wat ek nodig het om te doen is om te weet, Jesus Christus het vir my gesterf. Hy het vir my gesterf. En hy het gesê, as jy my aanneem, dan bring ek jou in die familie van God in. Jy gaan 'n kind van God saam met my wees. En dan kom al hierdie goeters waarvan ek vanaand gepraat het, kom ons toe. Ek is feitelik klaar. Waarvan ek nou praat. Hy sal aan sy uitverkorenes goed doen en gou ook. Daai gebed waaroor jy so huil. Daai gebed waaroor jy soveel trane stort. Dink jy dis vir die Here lekker om te sien dat dit nog nie gebeur het nie? Nee, hy sê jy's hier so, hy sê ek wil aan jou goed doen en ek sal ook, al is ek lankmoedig in jou geval. Al talm ek 'n bietjie omdat ek by jou iets wil kweek. Wat sê die Here? Hy sê ek wil julle geleer het soos 'n pa sy kinders leer. Jy weet, 'n pa wat 'n goeie pa is, gee nie alles vir die kind as hy kwee nie. Ons ken daai ene nou al. Kinders wat alles gekry het terwyl hulle gekwee het 'n byvoeglike naamwoord. Hulle noem hulle brats. Nee, ouens wat net kry as hulle vra. Is so gewoond om net te kry as hulle vra. As hulle dit nie kry nie, dan gooi hulle tantrums al is hulle 30 of 50. So, wat ek vir julle sê is, weet jy wat? Baie keer talm die Here om die regte ding te doen. Omdat hy nie wil hê jy moet die waarde daarvan mis nie. Hy wil nie hê jy moet sien dat dit nie uit sy hand uitkom nie. As ek 'n ding kan doen en ek kan dit uit my eie krag uit doen, dit is presies soos wat die Here vir Gideon gesê het. En hy is hier baie aan die einde, naby aan die einde van my. Weet jy wat? Kyk wie kies die Here in Gideon. En ek kan verstaan hoekom die storie is soos wat hy in die Bybel is. Wie die storie, die Bybel is amazing. Moet nie 'n prentjie mens wees. Hier is ou Gideon. Al die ouens kruip weg vir die Midianiete. Die Midianiete is soos die sand van die see. Hulle verwoes alles, hulle steel alles, hulle breek in die aand en klink soos Suid-Afrika. By the way. En die Midianiete is net all over the show. En hulle maak hierdie arme Jode lam. En Gideon is 'n bang ouetjie. En hy kruip daar onder in 'n sloot weg waar hulle 'n parskuip gemaak het en hy's in die parskuip besig om koring uit te wan. Want hy wil nie hê die Midianiete moet dit ook nou nog kom steel nie. Dis wat die Bybel sê, hy was besig om hierdie koring uit te wan omdat hy dit wou bewaar het teen die Midianiete. Hy wou hierdie bietjie kos bespaar het, dat hulle dit nie ook kom steel nie. Nee. Kyk hoe bly ons in tronke vandag, omdat ons sulke mense uit ons huise uit wil hou. Anders dan kom steel hulle alles. Dis presies wat in Gideon se tyd gebeur het. En hierdie bang ou is daar, en hier kom 'n engel. Kry hierdie prentjie, gaan hierdie prentjie vir julle skets en dan se klaar. Hierdie engel kom daar aan. En hy gaan sit daar onder teen 'n boom. En hy pluk 'n grasietjie. En hy werk so tussen sy tande met die grasietjie. En hy sit en kyk vir hierdie ouetjie wat daar koring uitwan. Ja, nou Gideon sien nie eers hierdie engel nie. Hy is besig met die koring. Eventually sê hierdie engel vir hom: "Wees gegroet, dapper held." So Gideon kyk, wie's nog in hierdie sloot? Wat hierdie dapper held is, waarvan hierdie ou praat. Hy sê: "Sorry meneer, jy praat seker nie met my nie. Want ek is die geringste van die geringste van die geringste. Ek kom uit die geringste familie, uit die geringste gesin, uit die geringste deel van die volk. Ek is gering, period." En nou kom die Here by hierdie geringe ou en hy sê vir hom: "Moenie met so baie soldate gaan en stuur 'n klomp weg. Hou net 300 man oor." Eers die Here proef hierdie arme ou wat so gering is tot op die einde toe. En hy sê vir hom: "As jy bang is, gaan luister net wat sê die vyande. Want hulle is reeds gewaarsku teen jou." Nee. En ons ken die storie. Maar die Here kies wie uit? Die geringstes. So ek wil vanaand vir wie ook al na hierdie woord luister en vir julle sê, weet wat? Daar's geen rede om te dink, maar ek is nie die moeite werd nie.
Dis juist omdat ek nie die moeite werd is nie, dat die Here my gekies het. Hy sê vir Israel, ek het jou juist gekies omdat jy die geringste is. Ek het juist jou gekies, want ek wil nie die bestes hê nie, ek wil jou hê. So weet jy wat? Great, ek is gering. Want weet jy wat? Omdat ek gering is, nee, het ek 'n kans. Ek het 'n kans dat die Here my uitgekies het, omdat hy gesê het, weet jy wat? Jy's nie volmaak nie, jy's nie die mooiste nie, jy's nie die beste nie, jy's nie die slimste nie, jy's nie al hierdie dinge nie. Ek het jou uitgekies. Ek sal jou bekwaam maak vir wat ek jou voorgeroep het. Ek het al die goeders voor die grondlegging van die aarde in jou ingebou. Die personality, die vermoëns, die talente, alles wat hy nodig het vir die job waarvoor hy jou in die weg gelê het hy in jou ingebou. He knows you better than you know yourself. En nou kom hy en hy sê, bo op dit sal ek jou vat, en ek sal soos met Besaliel jou met die gees van die Here toedeel, en jy sal uiters bekwaam wees, soos wat Daniël uiters bekwaam was onder 'n heidense koning se mense, dat hy so slim was, dat daar onder hulle eie mense nie 'n minister soos hy was nie. En die koning het gesê, ek sal hom tweede in bevel in my koninkryk maak. Hy? Josef ook. Al die mense wat deur God uitverkies is, het hy gevat en hy het hulle uitermate bekwaam deur sy gees. God het jou uitgekies. Ek wil regtig vanaand vir julle sê, elke een wat hier so voor my sit, is deur God uitgekies, want julle het Christus aangeneem. Julle het vir Christus ja gesê, julle het gesê, Here, ons besef, as dit nie vir Jesus Christus was nie, gaan ons hel toe. Hy is die enigste verlosser. Ek glo in Jesus Christus, ek glo hy is die seun van God, ek glo hy het gesterf, ek glo hy het opgestaan, en ek glo, hy luister dalk nou vir my. En hy sê dalk vir die Vader, hy het opgelet in die klas daai ouetjie. Nee. Weet jy wat? En dan kom hy met sy Heilige Gees en hy kom bedien jou en hy kom bekwaam jou. Want met die Heilige Gees kan jy enigiets regkry. Kyk wat het Samson onder die salwing van die Gees gedoen. Kyk wat het ander mense in die Bybel onder die salwing van die Gees gedoen. Kyk wat het Christus gedoen wat die volheid van die Gees van God in hom gehad het. Daar was net niks wat vir hom onmoontlik is nie, en dan draai daai selfe Jesus Christus om, en hy sê, omdat jy in my is, en jy 'n uitverkorene van God is jy tot alles in staat, want ek sal jou die krag gee. Yes, ek dink dis 'n great word. Ek dink ek is baie opgewonde. Ek dink, weet jy wat, ek gee nie om wat se teleurstellings daar is nie. Ek gee nie om wat se swaar kry daar is nie. Dit kweek volharding in al daai mooi goeders, maar deur dit alles weet ek, dat ek weet, dat omdat ek deur God uitverkies is, omdat ek een van sy uitverkorenes is, kom hierdie belofte my toe wat sê, en hy sal aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, doen wat hulle vra. En dis die seun van Nimeri, en ek sal julle gebede verhoor, en ek sal my aangesig oor julle laat skyn, en ek sal oor julle glimlag. Die Engels het 'n mooi woord vir daai deel. He will let his countenance shine over you. Daar is nie 'n Afrikaanse woord vir countenance nie, want dit is so ongelooflik. God se welbehaaglike blik van liefde waarmee hy na jou kyk en sê, yes, dis my uitverkorene. En dis hoekom die woord van die Here sê, ek sal die vyande word van jou vyande. Jesaja, ek sluit met hierdie woord af wat in Jesaja 41 is. Hoor wat sê Jesaja 41, ek gaan 'n paar versies lees, want dit is so mooi. Jy, wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, van die uithoeke van die aarde geroep het, en vir jou gesê het, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies en jou nie verwerp nie. Hoor mooi. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in skande kom wat teen jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teenpartye sal omkom.
Esau, jy sal hulle soek en hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog wil voer, sal net weg wees. Dis wat gebeur as jy sy uitverkorene is. Ja, Israel moes fight. God moes hulle leer veg. Hulle moes van allerhande goeders moes hulle wapentuig maak en hulle moes leer oorlog maak. En hulle moes leer veg. Hulle moes al daai lande of daai nasies wat in die beloofde land was, moes hulle verdryf. God het hulle voor hulle uitverdryf. God het vir hulle die stryd gestry, maar hulle moes veg. Hulle moes hulle deel doen. Ek en jy moet ons deel doen. Ek en jy moet uitgaan en sê, Here, vandag vat ek wat ek ook al moet doen. En hier is die laaste versie, ek raak nou weer soos pastoor François. Prediker 9, vers 10. Alles wat jou aanvind om te doen, doen dit met al jou mag. Die nuwe vertaling sê dit baie mooi. Hy sê, wat jy ook al vind om te doen, doen dit met al jou krag, want God is met jou. Want jy is sy uitverkorene. Al hierdie beloftes wat ek vanaand hierin het, is vir jou. As jy wat is, as jy sy disipel is, as jy sy navolger is, as jy alles is wat ons in hierdie laaste ruk in hierdie huiskerk van gepraat het, as jy glo dat Jesus Christus, daai goddelike geloof waarvan ek gepraat het, dat as jy glo dat Christus die Seun van God is en dat hy die enigste verlosser is, al hierdie goeders is joune. En yes, jy sal teenstanders hê. Hierdie versie sê nie, en jy gaan nie teenstanders hê nie, en daar's nie ouens wat met jou twis nie. Hierdie versie sê, daar's ouens wat met jou twis, maar hulle gaan verdwyn. Hy sê, daar's teenstanders, maar hulle sal soos niks word nie. Let's see what God says, in truth and in spirit. Hy is by jou. Alles wat ek hier in Jesaja 41 gelees het, is 'n profesie oor sy uitverkorenes. Dis wat hy aan hulle doen, wat sy uitverkorenes is. En dis ons. So as julle nou vanaand na hierdie woord luister, en julle dink nie by julle self, wie wat, maar ek het al die krag en reg om môre in die gesig te staar nie, dan is daar iets fout in ons gees. Dan het ons iets wat ons met die Here moet gaan regmaak. Dan moet ons by die Here uitkom en sê, Here, hierdie woord is die waarheid, maar daar's iets wat tussen my en dit staan. En dan moet ons dit gaan regmaak. Dan moet ons sê, Here, was dit weg. Was my deur die bloed. Laat Jesus Christus se bloed my reinig. En dat ek in geregtigheid voor die Vader kan staan, want ek wil in hierdie waarheid wandel. Want hierdie waarheid sê vir my, God is by my. En hy sal by my bly tot aan die volëinding van die aarde. Daarom het hy gesê, ek laat julle nie as leefwese agter nie, is by julle. OK. Dan gee hy nog vir ons die Heilige Gees ook om ons te bekragtig. Right, ek is klaar. Die storie se